Goeiemôre. Ek kom van hier uit my studeerkamer uit. Ons het die groot storm gehad, met die winde en die reën en die Here was vir ons goed. Hy het ons beskerm en ons dank hom vir dit. Ehm, ek wil net 'n paar gedagtes met u deel. Ek wil nie regtig preek nie, maar 'n paar gedagtes met u deel. In die laaste paar weke het ek met u begin praat oor gees, siel en liggaam en hoe belangrik dit is dat ek en jy dit verstaan, dat ons is gees, ons het 'n siel, dis ons wil en ons emosies en ons gedagtes, en dan het ons 'n liggaam, waarin ons bly, en daai liggaam is belangrik, so dit is, al drie speel 'n massiewe rol in ons as 'n wese, 'n complete wese, maar wanneer ek en jy besef wat in ons gees gebeur het, en ons lewe uit ons gees uit, wat die Bybel ons gedurig oor herinner, dan besef ons dat dit is wat God vir ons gehad het, is dat Jesus sy seun in ons kom bly en ons 'n nuwe skepping word. En vanuit daai nuwe skepping, openbaring, leef ons dan. So vanmôre wil ek met u praat uit 1 Konings 18, en ek weet, dis Ou Testament, en ek weet dat Elia het nie gehad wat ons gehad het nie, alhoewel hy 'n profeet van God was en magtig gebruik was, het hy nie die gees van God gehad wat in hom gewoon het nie. Hy was nie 'n nuwe skepping nie, hy was nog onder die ou verbond. Maar daar's lesse wat ek en jy kan leer van Elia, of wat met hom gebeur het. Want ek wil jy aanmoedig, gaan lees 1 Konings 18. En daar gaan jy sien dat Elia het die hemel gesluit deur sy gebed. Daar was 3 jaar nie reën nie, en hy gaan nou bid dat daar reën kom, en hy gaan aan koning Agab verskyn, en nie net dit nie, maar hy daag 450 Baal profete uit op die berg. Ons almal ken die geskiedenis van dit, waar jy weet, hulle roep na hulle God die hele dag, en hulle sny hulle self, en hulle doen alles, en Elia spot half met hulle. Hy sê, waar is julle God? Is hy op vakansie, of is hy besig om 'n siesta te vat, of wat ook al dit was. En dan vra Elia vir God om te antwoord met vuur, en God sê vir die volk, jy weet wat, as God is, dien hom, as Baal God is, dien hom, maar ons gaan nou besef wie God is, en dan stuur God vuur uit die hemel uit, en hy verteer die altaar, en die offer, en alles, en die mense sê, God is God. En baie keer in ons eie lewe, lyk dit, of ons sê met ons monde, God is God, maar ons dien nog die Baals, ons dien nog die negativiteit, ons dien nog die wêreld, en wat die wêreld ons offer. En weer eens, dis nie die beste lewe wat God vir ons het nie. En ek weet mense kan sê, maar dis net natuurlik, dis wat ek natuurlik doen. En ja, ek verstaan wat jy sê, maar dis nie waar ek en jy stop nie. Dis nie waar ons ware identiteit is nie. Ons identiteit is in Christus, en wat hy gedoen het, en wie hy nou in ons is, en hoe ek en jy ons siel kry om daarmee saam te stem. Dis die werk wat ek en jy hier op aarde doen. En is belangrik. Maar Elia verslaan die 450 Baal profete, hy is op 'n geestelike hoog. En dan, tel ons dit op by 1 Konings 19, nadat hy almal verslaan het, het Agab na sy vrou toe gegaan, Isebel, en Agab het aan Isebel meegedeel alles wat Elia gedoen het, ja, alles, hoe hy al die profete met die swaard gedood het. Daarop stuur Isebel 'n boodskapper na Elia om te sê, mag die gode so doen en so daaraan toedoen, sekerlik sal ek môre sulke tyd jou siel maak soos die siel van een van hulle. Luister wat die Bybel sê. So sien Isebel dreig die profeet wat nou net 450 Baal profete verslaan het, wat nou net gesien het dat God is die God van die hemel en die aarde. God het geantwoord. Ek wonder waar kom die skuif in? En ek wil vir julle sê, die skuif kom in van jy's in jou geestelike wêreld, jy's in wat God gedoen het, en dan word jy teruggetrek na die siel toe, na wie jy is. En dit veroorsaak groot probleme. Maar die Bybel sê nou vir ons in vers 3, toe hy dit sien, toe hy wat sien?
Toe hy sien dat Jezebel hom skrik maak, hom bang maak en vir hom sê ek gaan jou lewe vat, toe beweeg hy van sy gees af terug na sy sielarea toe, na wie hy is. Toe hy dit sê die Bybel, het hy hom klaar gemaak en terwille van sy lewe weggegaan. En toe hy in Berseba en Juda aangekom het, het hy sy dienaar daar laat agterbly. Maar self het hy 'n dagreis ver die woestyn ingegaan en daar onder 'n besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe. En hy sê, dit is genoeg. Neem nou my siel weg, Here, want ek is nie beter as my vaders nie. So hy sê daar vir die Here, doen dit wat met my vaders gebeur het. En dit is vir my eienaardig, dit is vir my, ons kyk na dit en jy dink, hoe kan dit wees dat jy een oomblik so op 'n geestelike hoog is, dat jy die Baal-profete aangevat het, dat jy hulle verwoes het, dat God geantwoord het, en in die volgende oomblik gaan jy oor in jou siel deur 'n brief of 'n dreigement wat iemand skryf en sê ek gaan jou lewe verwoes. En dan sien ons sy reaksie. Hy maak homself klaar en hy gaan in die woestyn in en hy gaan lê onder 'n besembos en hy het gewens dat hy kan sterwe. Vriend, dis wat ons gebeur in ons siel en ons gees. In jou gees is God daar, splinternuut. Hy is die God wat jy aanbid. Jy moet hom in gees en waarheid aanbid. Maar dan word ons getrek in ons sielarea in. En dan eindig ons op onder die besembos, of ons eindig op in die woestyn. En ag, kyk my hoe swaar gaan dit met my. En laat ek maar eerder doodgaan. Ek wil eerder eers lewe nie. Daar's niks hoop nie. En dit is wat die siel baie keer ons offer. Totdat ek en jy ons siel vernuwe het met die woord van God en saamstem met dit wat God van ons sê. Tot dan, vriend, gaan ek en jy probleme hê in die sielarea. Maar ek wil nie jy moet moed verloor nie. Dit is so maklik soos 'n switch aan en afskakel. Sodra jy jouself vind in die siel, switch terug en kom terug in jou gees wie jy is en leef van daar af. En wanneer jy sien jy beweeg oor na jou siel toe en al die emosies en al die negativiteit en al die dinge wat die mense gesê het en alles wat die omstandighede sê en alles wat almal sê nie moontlik is nie, stop, gaan terug na jou gees toe en sien dinge van die gees af. Die Bybel sê vir my hier in vers 3, toe hy dit sien, toe hy met sy siel, met sy fisiese oë kyk en hy sien die dreigement en hy sien dit kan sy lewe kos, het hy gevlug en weg gaan kry. En ek wil vanmôre vir jou sê, die Bybel sê vir ons in vers 9 en hy het daar in 'n spelonk gegaan en die nag daar oorgebly. En kyk, die woord van die Here het tot hom gekom. Ek wil daai frase bietjie bestudeer in die volgende paar maande miskien. En kyk, die woord van die Here het tot hom gekom. Hoe het die woord van die Here tot hom gekom? Hoe het hy geweet dis God? En ons sal dit 'n bietjie meer bestudeer soos ons vorentoe gaan. Maar kom ons kyk net wat sê hy, en kyk, die woord van die Here het tot hom gekom en vir hom gesê. Die woord van die Here praat, hy spreek. En wat sê die woord? Wat maak jy hier, Elia? En dis die vraag wat die Heilige Gees my en jou gedurig moet vra. Johan, wat maak jy hier in jouself? In die opinies van mense, in die omstandighede, wat maak jy hier? Want dis nie waar jy behoort nie. Jy behoort in die gees, daar waar ek is, daar waar ek saam met jou gevoeg is, daar waar alle dinge moontlik is, daar waar jy 'n nuwe skepping is, daar waar al die ou dinge verbygegaan het, daar waar alles nuut geword het. Dit is waar ek wil hê jy moet wees. En wanneer God met my en met jou kom praat en vir my en vir jou sê so, waar is jy? Wat maak jy hier? Wat maak jy in hierdie minderwaardigheid? Wat maak jy in hierdie self-pity, is die regte woord. Wat soek jy hier? En weet, baie keer dan sê ons herhaal die omstandighede. Ons sê ja, maar kan jy nie sien wat met my aangaan nie? En dit is wat hier gebeur met Elia. Hoor wat sê hy? En hy antwoord, ek het baie geywer vir die Here. So ons sê vir God altyd wat ons vir hom gedoen het, die God van die leerskare. Want die kinders van Israel het u verbond verlaat. En nou gaan ons na die ander mense toe, wat die ander mense gedoen het.
Hulle het die verbond verlaat. Hulle het die altare afgebreek. Hulle het die profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het en hulle soek my lewe om dit weg te neem. So hier sê hy vir God, wanneer God vir hom sê, wat soek jy hier? Dis nie waar ek jy wil hê, dan begin ons met die verskonings, hoekom ons die reg het om so te voel en so te lewe. En hy sê vir God, ek het vir jou gewerk, jy weet, ek probeer u dien, ek probeer alles doen, maar niks werk vir my uit nie. En die mense om my, hulle wat u moet dien, ek sien, hulle het die verbond verlaat, hulle het die altare afgebreek, hulle doen nie wat u wil hê nie, en dit is 'n groot probleem. Ons het ewe skielik hierdie sienspunt dat ons is in beheer oor wat mense doen, en ons is verantwoordelik vir die mense om ons. Jy is verantwoordelik vir jou vriend, en hoe jy dink. Jy is nie verantwoordelik eens vir jou vrou of jou kinders nie. Ons bid vir hulle. Ons bid dat die Here hulle werklik sal vat en aanraak, en dat ons 'n voorbeeld kan wees van hoe ons moet lewe, en dit vir hulle wys. Dis belangrik, absoluut. Maar op die einde van die dag is hoe hulle dinge doen en wat hulle doen, het regtig niks met my en jou te doen nie. Inteendeel, dit het alles met, ons kan nie hulle blameer nie, ons kan nie die omstandighede blameer nie. Selfs wanneer ek met mense deel, dis die eerste ding wat hulle wil sê, as jy net weet wat met my gebeur het. En ek het al haaglike dinge gehoor, en ek verstaan, maar dis nie 'n verskoning nie. Ek wil hê jy moet luister wat ek sê, dis nie 'n verskoning nie. Jou verlede hoef nie jou toekoms te bepaal. Jy kan 'n besluit neem om dit te laat gaan, te vergewe wat jy moet vergewe, en los te kom en in die gees te leef, wie jy is in die gees. Daai is sieldinge, daai is dinge wat in jou siel gebeur het. Moet dit mee gedeel word? Ja, absoluut. Maar God gaan jou help. Maar dit help nie, jy vind jou identiteit in dit met wat met jou gebeur het. Dis nou wie ek is. Ek is 'n victim. Vriend, luister vir my. Dis nie jou beste lewe nie. Om 'n victim te wees vir die res van jou lewe, dis nie jou beste lewe nie. Lewe uit jou gees uit dit wat God vir jou sê. Wees wie hy sê jy is. Dit gaan 'n bietjie werk vat, ek weet. Dit sal 'n bietjie werk vat vir jou om daar te kom, maar doen dit. Begin jou reistog met hom, waar hy jou van die binnekant af verander. Want te veel wag ons nog van die buitekant om reg te wees, sodat ek aan die binnekant beter kan voel. Daar is nie 'n moontlikheid van dit gaan gebeur nie. Ek wil vir u sê, al gee ek vir u alles wat aan die buitekant wat u dink hoe het moet wees, sal u nog omgekrap aan die binnekant wees. Totdat ek en jy ons siel vernuwe met die woord van God. Vers 11 sê, en hy sê, gaan uit, God praat met Elia, gaan uit en staan op die berg voor die aangesig van die Here, en kyk, die Here het verbygegaan, terwyl 'n groot en sterk wind die berge skeur en die rotse verbreek voor die Here. Ek wonder as jy moes daar gestaan het en jy sien hoe die berge breek, hoe die klippe breek, hoe die berge skeur. Ek wonder hoe sy gevoel het, en baie keer wil ons God hoor in ons berge wat skeur, in ons omstandighede. Ons wil hom hoor terwyl die klippe breek, terwyl al ons emosies is all over the place. Want iemand het ons seer gemaak, of is te nagekom, of wat ook al die situasie is. Jy kan nie God hoor in daai chaos nie, vriend. Ek glo nie, dit is moontlik nie. Daar's 'n skrif wat uitdruklik vir my sê, wees stil en weet dat ek God is. Sonder daai stilte, daai kalmte van gees, van wie hy is in jou gees, is dit amper onmoontlik om hom te hoor. Jy gaan allerlei ander stemme hoor en allerlei ander dinge hoor, en dis wat hy hiervan praat. Hy sê vir ons, en daarna, terwyl 'n groot en sterk wind die berge skeur en die rotse verbreek voor die Here, in die wind was die Here nie, en na die wind 'n aardbewing, in die aardbewing was die Here nie, en na die aardbewing 'n vuur, in die vuur was die Here nie. Ek wil hê jy moet mooi luister. Terwyl jy vurig brand met bitterheid, vurig brand met wat hulle aan jou gedoen het, vurig brand met al die verskonings hoekom jy nie kan wees alles wat God wil hê, kan jy God nie hoor nie, vriend. Dis belangrik.
Hy was nie in die vuur nie. Hy was nie in die wind nie. Wat van die aardbewings wat in jou lewe gebeur? Die skuddings. En jy weet nie wat om te doen nie, en jy's geskit tot in jou diepste wese, en jy dink, ek gaan nooit hier kan uitkom nie. Ek weet nie hoe ek dit gaan verander nie. God is nie daar nie. Jy gaan hom nie daar hoor nie. Jy moet teruggaan na jou gees toe, waar God bly, waar hy sy woning gemaak het, en by sy voete kom kniel, en vir hom sê wat jy voel. Sê daar vir hom, Here, ek is omgekrap. Here, ek is bemoeid. Here, ek is belas. Help my. En wanneer ek daar is, dan kom sy gees en hy versterk my, en ek is in staat om te doen hy doen dit vir my, deur my. Ver bo wat ek kan dink of wat ek kan vra. Deur die krag wat in my werk. Daai krag is geloof in wat Jesus vir my gedoen het. Die Bybel sê hy was nie in die vuur nie, hy was nie in die wind nie, hy was nie in die aardbewing nie. En na dit sê die Bybel, en na die vuur, die gesuis van 'n sagte koelte. Dis waar ons wil wees. In die middel, ons het 'n storm gehad hierso. Wind en reën, en ons het ons voorsiening gemaak, ons het alles vasgebind, en die karre teen die garage deur getrek, en alles gedoen wat ons kan in die natuurlike, sodat die wind en die goed ons lewe nie verwoes nie, of ons huis nie verwoes nie. Net so moet ek en jy voorsiening maak in ons gees, met ons siel, moet ons voorsiening maak om te sê, ek gaan nie bekommerd wees nie, ek gaan nie wegwaai nie, die vuur gaan my nie uitbrand nie, maar ek gaan kalmte hê, die gesuis van kalmte, rustigheid, en dit is wat ek en jy soek, daai gesuis van 'n sagte koelte. En die Bybel sê, en toe Elia dit hoor, het hy gelaat met sy mantel, sy gelaat met sy mantel toegedraai, en uitgegaan, en by die ingang van die spelonk gaan staan. En daar kom 'n stem na hom wat sê, wat maak jy hier, Elia? Weens hy vat daai mantel, daai salwing wat hy gehad het, hy maak sy gesig toe met dit, en hy loop uit na die God toe, want dit is ons het die gawes en die salwing van die Heilige Gees, en ons het nodig dat dit weer oor ons kom, en hy vou dit om hom, en hy gaan uit, en hy gaan staan, en toe hoor hy die stem van die Here, en die Here vra hom weer, wat maak jy hier, Elia? En hy antwoord, hier kom ons weer, ek het baie geywer vir die Here, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het die verbond verlaat, die altare afgebreek, en die profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het, en hulle soek my lewe om dit weg te neem. Weens selfde ding. Dit het jy nie gesien wat gebeur het nie. Hy praat nie eens van die Baal profete wat hy verslaan het nie. Hy praat nie eens van die grootheid van God wat met vuur geantwoord het nie. Hy is hier gerig op hom, en wat met hom gebeur, en hoe alleen hy is, en hoe geïsoleer God hom laat voel, want daar's niemand oor nie, hy is die enigste een wat oor is, en hy kan maar net sowel dood wees. Klink dit soos ek en jy baie keer? Klink dit soos ek en jy wat net wil opgee en sê, ag Here, ek kan nie meer nie, ek het probeer, ek het geywer vir die Here, die God van die leerskare, maar ek kyk om my, en mense doen nie wat ek dink hulle moet doen nie, en ons het al die verskonings in die wêreld, van hoekom ons nie hoef te wees wat God sê, ek en jy moet wees nie. Kom ons kyk hoe reageer die Here, wat sy antwoord. Maar die Here sê vir hom, gaan terug op jou pad na die woestyn van Damaskus, en gaan heen en salf Hazael as koning oor Aram. En Jehu, die seun van Nimsi, moet jy salf as koning oor Israel, en Elisa, die seun van Safat uit Abel Mahola, moet jy salf as profeet in jou plek. Wat sê God? Het God ten enigste tyd daar saamgestem en gesê, weet jy wat, jy's reg, jy het so geywer vir my, jy het die Baal profete, jy's amazing, en ek kan nie verstaan dat die hele Israel jou gelos het, en jou by jouself gelos het nie, en nou sê jy, en waar is hulle nou, en al die mense wat saam met jou fees gevier het, toe jy oorwin het, waar is hulle nou, jy's nou alleen, hulle het jou verlaat, dis waar, hulle het my verbond verlaat, hulle het my altare afgebreek, jy's reg Elia, hulle het al my profete verslaan met die dood, en jy's die enigste een wat oorbly, en ek is so gelukkig, ek is so lucky dat ek jou nog het. Is dit hoe God reageer, vriend? Glad nie. Glad nie.
Want dit is nie 'n verskoning vir my en vir jou om te wees waar ons is nie. Wat soek jy hier, Johan? Wat soek jy hier, Elia? Wat soek jy hier? Gaan en doen iets. Gaan en dink aan iemand anders. Gaan salf iemand. Gaan maak iemand anders se lewe beter. En dan sal jy vervul dit wat ek vir jou wil doen. Hou op vir my sê hoekom jy nie kan nie en hoe fantasties jy was en nou nie meer is nie, want die wind is uit jou seil uitgehaal, want die omstandighede was te groot. Vriend, ons het nie 'n verskoning voor die God wat ons dien nie. Hy is die God wat die hemel en die aarde gemaak het. En of hy is in staat om te doen wat hy gesê het hy sal doen, of hy is nie. Jy moet besluit. Selfs as hy die volk vra. Besluit julle vandag wie julle gaan dien. As God is, dien hom. Luister na hom. Glo hom. As Baal God is, gaan glo hom. Ons kan nie 'n voet in elke kamp hê nie, vriend. Of ons glo die Here en wat hy gedoen het, of ons glo hom nie. Die keuse is by my en by jou. En ek het werk om te doen in my siel, sodat my siel ten volle oorgegee is aan wat in my gees aangaan, daar waar God bly. En hy sê vir hom, hy moet gaan salf, gaan doen dit waarvoor jy geroep is. Gaan salf. Hou op in jou minderwaardigheid sit en jou in selfbejammering sit. Skud jouself af en gaan, want dit is nie waar ek jou wil hê nie. En nou sê God vir hom iets in vers 18. Maar ek sal 7000 in Israel laat oorbly. Al die knieë wat nie voor Baal gekniel het en elke mond wat hom nie gesoen het nie. God sê jy voel alleen. Jy dink jy is die enigste een oor. Ek het 7000 van Israel laat oorbly wat nog nie die knie gebuig het voor Baal. Jy is nie alleen nie. Vriend, ek en jy is nie alleen nie, al voel dit alleen. Al voel dit as ek en jy is die enigste wat hierdie stryd veg. Baie keer vir myself, ek verstaan. Vir myself, wanneer ek praat oor hierdie goed, voel ek soos 'n lone ranger. Dit is asof mense nie verstaan waarvan ek praat nie. Maar ek kan vir jou werklik sê, ek het hierdie dinge beproef. En dit het my lewe verander. Toe ek die Here begin vat van wat sy woord sê, en begin glo wat in my gees gebeur het. En ek begin daarop mediteer en daaroor dink. Wat het in my gees gebeur? En ek laat dit oorspoel na my siel toe. En ek begin soos 'n Dawid met my siel praat en vir my siel sê, my siel, hoekom is jy so mismoedig in my? Hoop in God. My siel, hoekom, bless the Lord, O my soul. Jy moet vir jou siel sê, jy moet vir jou siel kan sê, luister, ek weet jy is nie lus nie, en ek weet jy het 'n ander agenda as ek op die oomblik, maar ek sê nou vir jou, bless the Lord, en alles wat in my is. Loof sy heilige naam. Loof die Here o my siel. En alles wat in my is. Loof sy heilige naam. God bly in jou, vriend. Hy is so naby as die asem wat jy inasem. En miskien vra hy vir jou vandag, wat soek jy hier? Miskien vra hy weer vir my, Johan, wat soek jy hier? Ek het werk vir jou, ek het dinge wat jy moet doen. Ja, die verlede is in die verlede, jy het die Baal-profete oorwin, wonderlik. Maar wat soek jy nou onder die besembos? Ek wil vanmôre vir jy sê, as ek en jy in die gees wandel, soos God vir ons beveel om te doen. Ons God is gees. Hulle wat hom aanbid, moet hom in gees en waarheid aanbid. Soos ek en jy dit doen. Kom die Heilige Gees en hy vervul ons. Hy vervul ons. Ek hoop jy vind bemoediging vanmôre. In die middel van die storm, in die middel van my studeerkamer wat vol met klein kinders speelgoed is wat ons weggedruk het, terwyl ons sit en die reën val en die wind waai, is daar 'n kalmte in my gees waar ek God kan hoor en ek kan weet dat hy God is. Ons ken sy stem, vriend. Ons is skape van sy weide. Die stem van 'n ander luister ons nie na nie. Ek luister na hom. En hy is die God wat regeer in my lewe
in jou lewe vandag. Kom ek en jy wees kinders van God. Kom ek en jy wees kinders van die Gees. Kom ons wandel uit ons gees uit, terwyl ons siel vernuwe, terwyl ons siel opvang met dit wat met ons gebeur het, en ons liggaam dan dit betoon. Die Here seën u vanmôre. Baie dankie dat u tyd gevat het om na my te luister. Ek praat gou weer met u.